Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou kind van God, ek wil eers met julle iets deel wat my toelaat by die woord laat uitkom het. Gister toe ek besig was met voorbereiding, toe wonder ek, maar waaroor gaan ek met julle kan gesels? Wat gaan ek vir julle kan bring uit die hart van God? En soos ek bid, vra ek vir God, watse woord moet ek bring? En ek praat so in my gebed oor stemme, en die Here sê vir my, daar's jou woord. Ek wil hê jy moet met my mense praat oor stemme in hulle lewe. En ek kan net vir die Here loof en prys daarvoor. Nou, ons almal ken die storie van Job, reg? Nou, Job was 'n ryk man. Hy het baie besittings gehad, maar die duiwel het dit een vir een weggevat van hom, tot hy omtrent niks oor gehad het nie. Sy vrou het vir hom gesê in Job 2, dat waarom dien jy nog die Here? Vervloek God en sterf. Maar Job het vir haar gesê, dat uit God is hy geskape, en alles is God se. Kind van God, dink net wat sou gebeur het, as Job na sy vrou gaan luister het. Sou hy die deurbraak gehad het, wat hy gehad het in Job 42, om dubbel terug te kry, wat van hom af weggevat is? Nee. Job was deur 'n lewensreis. Baie van sy vriende het met hom gepraat. Baie worstelinge wat hy gehad het. Maar die een hoofpunt was, hy het geweet, in wie lê sy krag, in wie is sy troos, en in wie is sy hoop, en dis waaraan hy vasgehou het. Kind van God, dis so belangrik, wanneer ons deur tye gaan daar hoeveel stemme wees, soveel stemme, party gaan vir jou sê, man, vergeet van God, man, dit is nou maar hoe dit is, ander gaan vir jou sê, staan op, gaan aan, moenie opgee nie. Kind van God, is belangrik om stemme te identifiseer in jou lewe. Wanneer jy 'n stem hoor, en jy kan voel, daar is 'n klop in jou hart, dan weet jy, dis die stem waarna ek luister. Maar ongelukkig luister ons soms na die eerste stem wat ons hoor, en ons dink dis die regte stem. Hoekom? Want ons soek daai uitkoms, ons wil daai uitkoms hê. Maar dit is so belangrik om seker te maak dat die stem waarna ons luister, is die stem wat ons vorentoe vat. Nog meer, die stem van God is uiters belangrik. Om te luister hoe God met jou praat. En God kan met jou praat deur worship musiek, in gebed. Daar is baie maniere hoe God met jou kan praat. Ons moet net so ingesteld wees op God se stem en wanneer God praat. Ek sê altyd vir my vriendinne met wie ek gesels, van hulle het hierdie mooi stemme. Ek sê vir hulle dat julle stemme is soos 'n Bless Preachers liedjie. Ek wil net heeldag daarna luister. En dink net hoe soet is die stem van die Here. So kind van God, ek wil vandag vir jou uitdaag om jou ore so in te stel, sensitief te wees vir daai stemme rondom jou. Die stemme wat jou gaan vorentoe vat, of die stemme wat jou gaan laat stagneer, of die stemme wat jou gaan laat struikel. Dink net wat sou met Dawid gebeur het, as hy geluister het na die manskappe wat saam met hom was, in 1 Samuel en 2 Samuel, waar hy soveel kanse gehad het om vir Saul dood te maak, en daai mans vir hom gesê het, my Heer, die Here gee Saul en jou mag oor, maak hom dood. En Dawid het gesê, nee, ek raak nie die gesalfde van God aan nie. So jy sien, kind van God, weer eens, Dawid het geluister na die stem van die Here, nie na die stem van die mense rondom hom nie. Ja, dit het vir hom reg gelyk, maar hy het geweet dis verkeerd. My broer en suster, ek bid vir jou. Ek bid dat jou ore sensitief sal wees vir God se stem, en dat jy sal kan onderskei wat die stemme is, wat jy moet na luister en volg. Vader, ek bid in Jesus naam. Mag my broer en suster se ore so ingestel wees vir die stem van God. Mag hulle sensitief wees vir u stem. Ek bid dat hulle sal kan onderskei, wanneer is dit die vyand wat wil praat, en wanneer dit God is wat praat. In Jesus naam, amen en amen. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself, en natuurlik as dit God se wil is, bring ek môre vir ons weer 'n woord. Tot ziens julle, bye bye.